Episode 16. Wie die meer loop sy rieme styf. Dis ongelooflik, ons ry nou al ure lang deur Normandië en ons nog nie siel teëgekom nie. Jy's reg. Wat is vreemd? Ek sou nooit kon dink daar so min mense in Normandië. Ek dink hier is iets snaaks aan die gang. Die landerye is verlate. Waar sou al die plaaswerkers dan wees? Kyk daarso. Dit lyk soos die kardinaal se vieslike kraai. Daar moet toch zeker 'n dorpie in die omgewing wees. Ja, daar moet een wees. Miskien sal ons by iemand daar kan uitvind hoekom dit so stil is. Kyk, is dit nie 'n boer nie? Dis nou snaaks, hè? Regtig snaaks. Hey, wag net so 'n bietjie jy. Wonder vir wie al hy weg. Moenie weghardloop nie, ons wil met jou praat. Ha! Moenie vir ons bang wees, meneer. Ons wil net vir jou iets vra. Ek het jou drag goed hier, meneer. Jy het dit laat val toe jy weghaal het. Vang. Hou dit, ek smeek julle. Dis al wat ek het. Ek beloof julle kan dit maar kry. Moet my asseblief tog net nie seermaak nie. Maar ons wil nie jou vuur maak hout hê nie. En nog minder wil ons jou seermaak. Is julle dan nie van die baron se soldate nie? Soldate van die baron. Nee, ons is die koning se musketiers. Sê vir ons. Hoekom het jy so vinnig weghardloop? Vir wie is jy bang? Die baron se soldaat het my beroof. Hulle het alles gevat wat ek het. Beantwoord asseblief net vir my een vraag. Haai! Moenie weghardloop nie. Nog laat hom maar gaan, Portos. Die arme man is vreesbevange. Ek dink my maat Kamenberg was reg toe hy gesê het hier's iets eienaardigs aan die gang in Normandië. Vir my lyk dit of hier sommer 'n baie groot slang in die gras is. Jannie, ek stem met jou saam, Pom. Kom, laat ons weg wees. Dis hoogtyd dat ons uitvind hoekom die mense hier rond so snaaks optree en vir wie hulle bang is. Kom ons ry. Wel, ons het uiteindelik 'n dorp gekry. Ja, maar die plek lyk verlate. Dis was seker, dit lyk soos 'n regte spookdorp. Kyk, Portos, daai huis is skoorsteen rook. Jy's reg, Brakanjan. En waar skoorstene rook, moet daar mense wees. Wel, kom ons gaan kyk of iemand daar is wat ons kan vertel wat aangaan. Ek is seker van een ding. Waar rookie is, moet 'n vuurtjie wees. En waar vuurtjie is daar gewoonlik iets om te eet. Kom liewers in my kind. Hoekom sou die vrou nou haar kind gryp binne in die huis en hardloop? As ek moet reislik sê, is daai liderlike bakkies van jou wat haar die skrik op die lyf gejaag het, Atos. Die situasie raak by die oomblik vreemder, hè? Gaan tog in hemelsnaam weg. Ek het niks oor om vir julle te gee nie. Huh?
Maak asseblief oop, mevrou. Moenie bang wees nie. Ons is die koning se musketiers en ons sal niks aan jou doen nie. En ons wil ook niks van jou hê nie. Ek beloof jou. Kom dink julle wil sy nie die deur vir ons oopmaak nie? Gee my 'n kans om daar te praat, julle. Ek wil nie groot praat nie, maar ek weet hoe om dames te behandel. Doen jou ding, Aramies. Wys ons bietjie hoe draai jy haar om jou pinkie. Asseblief, maak tog vir ons die deur oop, beeldskone dame. Dit sal vir my en my vriende eer en voorreg wees om net 'n paar minute met u te kan praat. Mag ek hoop dat u so gaaf sal wees om na ons nederige versoek te luister, mevrou. Ag nee. Luister na so 'n gladde bek is genoeg om jou maag te laat draai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Halt! Verduidelik asseblief onmiddellik vir my wat julle hier doen. Hoe durf jy so praat met die koning se musketiers? Luister ook, Karel, wie ons is en wat ons hier doen, het niks met jou uit te waai nie. Wel, as julle regtig die koning se musketiers is, sal julle seker nie die gereg dwarsboom of ons hinder in die uitvoer van ons pligte nie, of hoe? Maak oop in die naam van die koning. Ek is hier om jou te arresteer omdat jy nie jou belasting betaal het nie en omdat jy met die misdadigers saamwerk. Nee, van die vent hou ek net mooi niks. Nee, Portels, moenie oorhaastig wees nie. Betel jou meer. Kom ons wag eers en kyk wat hy doen. Kom aan, maak nou oop die deur. Ek beveel jou om die deur nou oop te maak. Ag, kaptein, asseblief, ek smeek u op my knieë. Wat sal tog van my ou babietjie word as hy my arresteer en in die tronk gooi? Waarvoor wag julle manne? Gaan breek dadelik daardie deur af. Staan net waar julle is, julle spul boelies. Ek sal nie toelaat dat 'n arme, hulpelose vrou en kind getreiter word deur 'n groep lafhartige skobbejakke soos julle nie. Dis mos nie hoe 'n mens met 'n vrou praat nie, kaptein. My allemintig, staan op sy as jy nie plat geloop wil word nie. Wat sê jy daar? Loop ons plat as jy kan, ek daag jou uit. Daar's 8 van ons en net 4 van julle, so gee pad as julle julle lewe liefhet. Ek waarsku Dis julle. dit vir my lyk is daar 5 van ons teen 8 van julle ou vettie. Kan jy nie tel nie? Maai hulle af, manne. Hangar! Ja, een vir almal. En Almal vir een! Kijk, maar je wordt zo lang dan. Doe, schreeuw, ja. Ina. Nou zo kwaad. Ek het net om my wapen aan die gedrag verloor. Ek dink ek moet gaan soek, want wat gaat my arme mater sonder my hulp doen teen so 'n oorlog? Pas op, ik kom er achterkant, Robert. Ons transportant Robin, val terug. Kom manne. Dag sê maats, ek het so 'n voorgevoel gehad dat ons mekaar weer sal sien. Wel, ons is bly dat julle hier is. Julle het net betyds gekom. Hoewel ons die situasie heeltemal onder beheer gehad het.
Raspertant Robin. Ai, baie dankie dat julle gekom het. Ek weet regtig nie wat van ons sou geword het sonder jou en jou vriende se hulp nie. Toe maar mevroukie bedaar, dis nou alles verby en ek verseker jou hulle sal jou vir 'n lang tyd nie weer kom pla nie. Ag, wat 'n vrye ou seentjie. Hier neem dit. Dis vir julle. Baie dankie Raspertant Robin. Ag, Ons sou van die dis honger niks. dood gegaan het. Neem asseblief die geld vir jou en jou familie. Ek hoop jy kan darm die nodigste hiermee koop. Ons waardeer dit baie, meneer. Baie dankie. Nee, moenie ons bedank nie, broer. Ons bring maar net terug wat met geweld van julle weggevat is aan. Dit maak nie saak hoe ek kop krap nie. Ek kan net nie agterkom hoe dinge hier in mekaar steek nie. Dis dood eenvoudig. Dis nou al maande lank dat die Baron de la Tour en Burggraaf de la Fontaine die mense met hulle hoë belastings uitmergel. Hulle vat soveel belasting dat daar niks vir die mense hoor by om van te lewe nie. Hulle ly honger. En wat meer is, die baron en die burggraaf sê hulle doen dit in opdrag van die koning. Dis nie waar nie. Die koning is regverdig. Hy sal nooit opdrag gee om sy eie mense uit te byt nie. Ja, dis wat ons ook dink. En tot die situasie reggestel is, sal ons die soldate wat die mense van Normandië so besteel en verarm met al ons mag beveg. En nou word ons boewe genoem om met ons hulle help. Ons kruip in die bos weg en wanneer die soldate dit die minste verwag van ons, hulle al en van die geld by hulle. En dan gee ons die geld terug aan die mense by wie die soldate het gesteel het. Ons moet sy majesteit dadelik net weet wat hier in Normandië gebeur. Ons kan nie so aangaan nie. Dit sal my glad nie verbaas as Blanbeck agter hierdie ding sit, die Brackenjan. Dit lyk vir my al te veel as sy soort gemeene streke. Vertel my 'n bietjie hoe dinge in Normandië lyk, Graaf de Bongo. Uw plan werk uitstekend, hertog de Blanbeck. Ons handlangers, Baron de la Tour en Burggraaf de la Fontaine is besig om groot somme geld in te samel. En versprei die storie dat dit die koning is wat opdrag gegee het om sulke hoë belasting te vra. Natuurlik, my heer. Is goed. Hooplik sal die hoë belasting wat die mens moet betaal hulle in opstand laat kom teen my broer, die koning van Frankryk. En dis presies wat ek wil hê moet gebeur, Bongo. Ja, my heer. Daar het intussen 'n klein probleempie opgedik. Jy weet ek haat probleempies, Bongo. Hoe klein ook al. Ja, wel, het gaan oor die boogskutter waarvan ek u vertel het, Raspertant Robin. Wat? Het julle nog nie van hom ontslaag geraak nie, julle idiote? Ons is op die punt om dit te doen, my heer, en op 'n manier waarvan u baie sal hou, dit verseker ek u. Ek hoop so, Bongo, want as julle dit nie reg kry nie, sal julle die gevolge daarvan moet dra. Ek het vir die baron en die burggraaf gesê, hulle moet die koning vra om hulle te help om van Raspertant Robin ontslae te raak. Dan sal die mense die koning nog meer haat omdat hy hulle beskermer uit die weg geruim het. Dis nie 'n slegte plan nie, glad nie sleg nie. Wat was my broer se reaksie geweest? 'n Groot groep van die kardinaal se wag onder leiding van Willemiers op die oomblik op pad na Normandië. Halt. Wat is fout, meneer? Luister, ek hoor 'n klomp ruiters wat op 'n galop naderkom. Ja, meneer, jy's reg. Daar kom ruiters van die linkerkant af nader en as ek dit nie mis het nie, kan daar nogal 'n groot groep van hulle wees. Hulle kom nie van die linkerkant af nie, Tomkop is jy doof. Kan jy nie hoor hulle kom van die regterkant af nie? Nee, dit is onmoontlik. My oë bedrieg my. Wat 'n joos maak julle klomp in die geweste. Weet jy maar, ons het so na jou verlang en toe kon ons dit nie meer uitdou nie. Toe besluit ons om na jou te kom soek. Ek is nie lus vir speletjies nie, ek is nog minder lus vir julle gekskedery. Mag ek julle herinner dat ek op 'n ernstige sending vir sy majesteit die koning hier in Normandië is. Ons weet dit, Willemier. En jy kan op ons hulp staat maak. Wat kom doen jy hier? Stop net daar. Ek het nie jou hulp nodig nie en ek is nie van plan om julle van my opdrag te vertel nie. Ons het sekere dinge langs die pad uitgevind waarin jy geïnteresseerd sal wees. Daarvan kan ek jou verseker. Ag, kom nou, jy dink tog seker nie ek is dom genoeg om jou te vertrou nie. As dit weer een van julle slimstreke is om 'n lokval van my te probeer stel, kan julle daarvan vergeet. Die keer mors julle tyd.
'n lokval vir jou te stel terwyl jy op 'n koninklike sending is. Tel jou woorde weer meer, want soos dit vir my klink is jy besig om ons verraaiers te noem en dit sal ek oor my dooie liggaam toelaat. Gee pad vir ons, musketiers. Voorwaarts, stappermanne. Moenie dat dit jou so omkrap nie, Brackenjan. Dit is hulle verlies. Ja, bewys die stomme ou weer meer net nog 'n keer hoe onnozel hy is deur nie na ons te luister nie. Wat gaan ons nou doen? Dink jy nie ons moet terug gaan Parys toe en sy majesteit alles vertel nie? Ja, en sodra ons regdraai, dan gaan weer meer alweer iets onnozels aanvang en 'n mooi gemors vir alles maak. Jy's reg, Pom. As die baron en die burggraaf vir Widimir om die bos lei en hom aan hulle kant kry, sal hulle vir Rasputin Robin en sy makkers verslaan en sonder hulle is die arme mense verlore. Dit weet ons almal. En dit is die hele storie. Dit is waarom sy majesteit my na Normandië toe gestuur het. So, wat jy eintlik sê, meneer Widimir, is dat die kardinaal jou gevat het om uit te vind wat presies hier aan die gang is. Ja, dis reg. En om te doen wat nodig is, baron. Ek is die baron en hy is die burggraaf. Ja, natuurlijk. Ekskuus tog. En as ek mag vra, meneer Widimir, wat is jy van plan om te doen omtrent die saak? Ons gaan die woud deursoek, burggraaf. En daai skrik Rasputin Robin vastrek. Ek is bevrees, dis nie so maklik nie. Ons soldate probeer hom en sy makkers al maande lank vastrek. Ek weet, maar ek en my soldate behoort tot die kardinaal se wag en ons is die dapperste soldate in die hele Frankryk. Ja, maar daar's 'n nuwe probleem. Ons verneem daar is 4 musketiers wat ons soldate vandag in die dorpie aangeval het. Wat sê jy daarvan? Ag, Frans, ek het geweet daai bemoeisieke musketiers is in Normandië om my lewe te verseker. Welmaats, wat dink julle is die beste ding om te doen? Moet ons terug gaan Parys toe om die koning te vertel wat hier aangaan? Of moet ons bly en kyk wat volgende gaan gebeur? Ek dink ons moet... Ja, die oomblik. Hier kom 'n groep ruiters aan. Wie sou dit wees? Kom ons klim liewer op ons perde, net vir ingeval. Ja, dis 'n goeie idee. Kyk jy nie sien ons staan al klaar stel hier, hè? Julle sal nog stiller wees in 'n kerker Grootmond. Gee julle dadelik oor aan die kardinaal se wag, musketiers. Ons oorgee. Is jy gek? Wat makeer jy, hè? Hy is gedek. Ons arresteer julle omdat julle saam met 'n klomp diewe gekonkel het en belastinggarders besteel het. Luister na my, voor jy hierdie wilde beskuldigings maak. Nee, dit help nie om nou mooi broodjies te bak nie. Moenie julle teesit nie. Arresteer hulle. Kom ons gee eerder pad. Daar's nie nou tyd om oor nonsens te beklei nie. Keer hulle! Ek sal die kant toe trek. Pas op, kerels, dis 'n lokval! Val terug! Wag 'n bietjie, ek dink nie ons word meer agtervolg. Ja, dis waar. Ek hoor geen perre meer nie. Nee, gelykie nie, maat. Ek hoor minder as niks. Het sal my nie verbaas as weer die mense wagte iewers langs die pad verdwaal het nie.
Met die hulp van die arme mense van Normandië het die musketiers uit Wiedemeer se kloue ontsnap. Maar hulle avonture in die mooi landstreek het nog skaars begin. In die volgende episode kom graaf de Bongo in Normandië aan om met die baron en die burggraaf te praat. Raspertant Robin en sy maats neem deel in 'n baie gevaarlike kompetisie, waarvoor die wenners 'n prys van goud en diamante kry. Maar dis nie maklik nie.